Elke mens is 'n dromer. En ek meen nou nie net in die aande dat ons slaap nie. Almal van ons droom oor iets wat ons graag wil hê. 'n Ding wat ons graag wil bereik of doen. 'n Ideale toekoms waarna ons op soek is. Daarom sluit ons reeks af, hierdie reeks oor soek eers af met die soeke na 'n toekoms. Deur te gesels spesifiek oor wat dit mag beteken om God se toekoms te soek. Wat dit mag beteken om te kyk na die droom wat God vir hierdie wêreld te hê en daarin te beweeg en ons drome daarmee te belyn. 'n Droom wat ons deurgaans in die Bybel lees, dit gaan oor 'n liefde, 'n droom van geregtigheid vir hierdie wêreld. 'n Droom van goedheid en waarheid en vertroosting. 'n Droom wat ons deurgaans in die Bybel lees, maar wat ons spesifiek nou vandag gaan kyk uit Openbaring 21. Dit is omtrent een van die laaste hoofstukke in die Bybel, op die laaste bladsy van die Bybel. Gaan ons lees oor God se droom, God se toekoms vir hierdie wêreld. Ons lees saam uit Openbaring 21 vanaf vers 1 tot 4. Toe het ek 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gesien. Want die eerste hemel en die eerste aarde het tot niet gegaan en die see bestaan nie meer nie. En ek het die heilige stad, die nuwe Jerusalem, van God af uit die hemel sien neerdal. Sy is gereed gemaak, soos 'n bruid wat versier is vir haar man. Ek het toe 'n harde stem van die troon af hoor sê, kyk, God se woonplek is by die mense, en hy sal by hulle woon. Hulle sal sy volke wees, en God self sal by hulle wees as hulle God. Hy sal elke traan uit hulle oë afdroog, en die dood sal nie meer daar wees nie. Ook nie rou of 'n gehuil of pyn sal meer bestaan nie, want die eerste dinge het verbygegaan. James Smith is 'n teoloog wat ek baie graag lees. En hy skryf oor 3 aspekte van die mens. Hy sê die mens is 'n wesen wat altyd verlang na iets, altyd smag na iets, altyd lief is vir iets. Hy sê ons is eerstens nie denkende wesens of rasionele wesens nie. Ons is wesens wat deur die lewe gaan en op soek is na dit wat ons lief het. En een van die voorbeelde wat hy gebruik, hy sê as ons nou so rasioneel was, as ons nou so diep gedink het en daardeur gerig was in die lewe, dan het ons nooit onsself ooreet nie, want dit maak mos nie sin nie. Hy sê nee, ons gaan deur die wêreld en ons het hierdie gerigtheid, amper soos 'n pyl wat na iets toe mik in ons lewens. En dan sê hy die tweede ding, wat belangrik is hierdie ding waarna ons toe mik, dat hierdie iets is 'n droom. Dit is 'n prentjie van 'n ideale wêreld waarna ons smag, waarna ons hunker. Hy skryf ook interessant dat ons nie altyd bewus is van hoe hierdie prentjie lyk nie of wat die droom mag wees nie. Hier is 'n voorbeeld. Hy sal sê jy het dalk groot geword in 'n groot familie en daar is jy gekoester en jy het tuis gevoel en jy het goeie verhoudings met jou broers en susters gehad en dit is dan jou ideale droom wat jy eendag vir jouself wil hê en jy sal dan sekere dinge in plek sit om by daai droom uit te kom. Nou hierdie drome wat ons het of prentjies van 'n ideale wêreld is ook nie noodwendig altyd goed nie. Dit kan selfs skadelik wees. Ons kan kompeterende drome hê. Ons kan afbreekende drome hê vir onsself of vir ander. En dan is die droom nie eintlik 'n droom nie. Dit word 'n nagmerrie. Daarom sê James Smith moet ons gereeld kyk na God se droom vir die wêreld. Ons moet leer om dit lief te hê, om ons lewens, ons pyltjies daarop te rig en daarna toe te mik en daarna te hunker. Kom ons begin by die vraag, hoe lyk God se droom vir hierdie wêreld? Waarna mik God, waarvoor is hy lief? Ons sien die prentjie van God se toekoms, dit waaroor hy droom, so duidelik in Openbaring, veral Openbaring 21. Nou Openbaring is 'n brief wat geskryf is aan 7 gemeentes om hulle te bemoedig
in 'n tyd van swaar kry en eintlik hulle te vertroos. Dit is gelowiges, Christene wat vervolg word as gevolg van hulle geloofsoortuigings. Dit is nie 'n geheime kodeboek waarmee ons die toekoms kan voorspel nie, maar dit is 'n profetiese boek. Dit is 'n boek wat vir ons wil sigbaar maak. Hoe lyk die toekoms van God? En hoe word dit gedoen? Die skrywer Johannes gebruik 'n klomp simboliek. Hy gebruik 'n klomp simboliek uit die Ou Testament wat die gelowiges, die eerste lesers en hoorders van hierdie teks sou verstaan. Hulle sou dit geken het. Hulle sal die simboliek hoor en dink, o ja, dit herinner my aan daardie Ou Testament verhaal. En deur middel van hierdie simboliek en hierdie verbintenis met die Ou Testament word dan nou 'n klomp goed meegedeel met hierdie gelowiges, wat Johannes vir hulle wil sê. Onder andere, dat God graag aan die einde van die wêreld die aarde wil herstel en genesing bring. Dat God tussen mense wil woon. Dat hy, as lees letterlik in die Grieks, dat hy sy tent tussen hulle wil kom opslaan. Ons lees dat hierdie nuwe hemel en aarde 'n plek is sonder geweld, sonder die dood. Interessant, in Openbaring 18 lees ons van die stad van Babylon, anders as die stad van Jerusalem. En hierdie stad van Babylon, wat eintlik maar net 'n simbool is vir al die strukture wat die mens bou en al die stede wat die mens bou, hierdie stad handel met menselewens. Lees ons daar. Anders as die nuwe Jerusalem wat kom, God se droom vir die wêreld waar mense veilig tussen hom kan woon sonder geweld, sonder die dood, waar hulle lewens nie 'n koste aan het nie. God se droom, lees ons hier in Openbaring, lyk soms anders as ons eie drome. So hoe leer ons om God se droom lief te hê? Hoe leer ons om ons gerigtheid of ons pyl daarna toe te mik? Nou, Jamie Smith sal sê, agter die pyl is daar 'n klomp ervarings of gewoontes wat die pyl kan draai, wat sy gerigtheid kan beweeg. 'n voorbeeld mens kan sê is soos 'n verkyker, nê? Die verkyker is nou jy. Dit is die gerigtheid, die liefde. Vorentoe na iets wat jy kyk, 'n droom, 'n prentjie van 'n ideale toekoms. Maar agter die verkyker is daar dan die gewoontes, die ervarings, dit wil meer die pyltjie kan beweeg, van droom na droom. Nou is interessant, die droom kan die gewoontes agter die pyl bepaal. As ek droom oor eendag 'n vakansiehuis hê of 'n dier kan ry, dan gaan my gewoontes dit reflekteer. Dan gaan ek hard werk of spaar of wat ook al. Maar dit werk ook andersom, sê Jamie Smith. Ons gewoontes kan ook ons drome beïnvloed. Ek kom dalk gereeld in aanraking met mense in nood en ek besef, ek wil nie net droom oor my eie vakansiehuis nie, ek wil dalk droom dat mense nie in armoede hoef te leef nie. Ek kan my droom aanpas na aanleiding van my ervarings, na aanleiding van my gewoontes. Nou, ons drome en ons gewoontes en al die dinge kan baie vinnig kompleks raak en daarom moet ons bewus bly. Waarna rig ek my lewe? Ek moet myself vra, lyk my gewoontes so dat my droom soos God se kan begin lyk? En ons talle maniere oor hoe mens dit kan oefen, talle maniere hoe ons die gewoontes wat ons kan in plek sit om ons drome met Godsin te belyn. Ons kan bid, ons kan eredienste toe kom, ons gaan Sondag die nagmaal vier. Dit is 'n fantastiese manier om ons droom met Godsin te belyn. Ons kan die Bybel lees, ons kan lees uit Openbaring. Maar ek dink die kragtigste gewoontes is om eenvoudig in aanraking te kom met ander mense. Saam aan tafel te sit met mense wat ook droom oor God se droom vir die wêreld, wat ook droom oor 'n beter wêreld vir almal. Dalk selfs aan tafel sit met my vyande en om hulle lief te hê. Dalk aan tafel sit en te droom oor die hemel wat aarde toe kom. Als gewoontes wat Jesus en sy disippels beoefen het. Ek wil jou laat met die vraag, watter gewoonte, of ook net iets wat jy vir die eerste keer moet doen,
Sal jy graag wil oefen om jou droom, ook God se droom te maak, of eerder jou gerigtheid na God se droom toe te draai, om nader te kom aan God se droom vir hierdie wêreld en vir jou lewe. Of dalk is jy reeds hiermee besig. Ek meen jy is besig om 'n video te kyk oor Openbaring 21, oor God se droom en wat dit is. En dalk wil jy net hierdie oomblik neem om God te dank daarvoor en te vra dat sy Gees sal aanhou om jou verbeelding aan te raak. Ek gee jou kans en dan sal ek vir ons afsluit met gebed. Here, ek bid dat U Gees ons sal aanraak en dat ons verbeeldings aangeraak sal word. Dat ons mag droom soos U droom oor 'n nuwe stad, 'n nuwe plek waar U kom woon tussen U mense. 'n Plek waar daar nie geweld is nie, 'n plek waar daar nie gehandel word met mense se lewens nie, maar 'n plek van vertroosting, 'n plek van liefde. Here, kom raak ons aan, dat ons mag sien hoe U sien. Ons mag kyk hoe U kyk, kan praat hoe U praat. Here, dankie dat U besig is met ons. Mag U ons inspireer, mag U vir ons verlewendig, sodat ons nie net kan droom nie, maar ook te werk kan gaan. Om U droom, U hemel aarde toe te bring. Ons bid dit in Jesus naam. Amen.